dat jy hom sal hoor, en dat jy hom sal ervaar, as die Here wat by ons is. Kan jy my allemaal hoor, dit klink vir my so hard, as jy reg, doodreg. Ek het so klaar afgekondig, en jy het daar een laaitjie valideren gekry, voordat ek daarmee begin, wil ek net hoor, is die mense wat vanmorgen vir die eerste keer by ons is? Julle vir die eerste keer by ons, kuier julle of julle ingekry? Kuier, welkom, lekker om julle by ons te. En ek hoop julle gemeen saam met ons. Is die mense wat die laatste keer nie ingetrek het? Daar by julle, welkom, ja, lekker. Ek wil net vraag, die nieuwe intrek is net na die tyd, dat ons net ook daar by die deur net gesels, en dat ons by mekaar gekom, asseblief. Lekker om julle by ons te, welkom. Ek weet, die trek baie mense in ons gemeenskap, en ek wil toch vraag, dat julle, soos wat mense daar na by jou intrek, dat julle toch sal nader mooi, sal intrek ook in ons gemeenskap en in ons gemeente. Op die afkondigende blaadjie is, volgende week is het nagmaal as ek reg is. Ek wil toch vraag dat die mense sal mooi om te kom. Ons gaan saam nagmaal vier, en ons mag nou weer die kerk vol sit, so dit sal wonderlik wees, as daar ook mense by die nagmaal is. Vanoggend se deurkollekte is vir die Jan Kriel Instituut. Nou, dit is nogal by ons inrigting wat hoog aangeskrewe is, vir wie ons is 'n groot hart het. So as jy daar by die deur kom, gee toch iets daar vir die Jan Kriel Instituut asseblief. Hierdie maand is, Oktober maand is gewoonlik ons 10de maand dankoffer, en dan vra ons jou om toch te kyk of jy jou 10de kan gee. Nou, gewoonlik is ek jou wat oor geld praat, want ek glo dis jou saak met die Here. Maar die Here vra toch van ons, dat ons 10de sal gee. In Oktober maand is dit geleentheid, wil toch, as jy nie 'n koevertjie het, daar by die kerkkantoor of by die kerkras sit, vir jou gee, so dat jy of oorbetaal, jy sal betaal, al in elk geval net, in die internet. Dan het ons elke maand, omdat ons die bazaar kon hou nie, het ons elke maand so 'n tafel van die bazaar wat ons hou. En as ons die week wat verby is, het ons die hamburger tafel gehad, en dit was 'n groot sukses. Dankie vir elkeen wat meegehelp het, en hamburgers help maak het, dit was baie, baie lekker. Dankie daarvoor. En dan nou, die einde van die maand, is dit die brood en beskuit en die klein koekies tafel. Dit is die 29ste Oktober. Nou die bakkers en die baksters kan so lang begin bak, en lees maar daar op die blaadjie, dan kontak vir Gerda Witte en Melanie Kutsie by die kerkkantoor, hulle sal my herinner. In die week het ons die Bybelskool gewoonlik op die woensdagoggend, maar hierdie week gaan ons nie Bybelskool hê. Ons het 'n begrafnis in daardie tyd, so hier in die kerk, so ons gaan nou nie Bybelskool hê hierdie week. Daar is ook 'n geleentheid vir bloedskenk, dit sal dan wees na die begrafnis. Daar is 'n hele paar van die wat in die week verjaar, en ek weet vanmôre verjaar, Tannie Emma, en dis vir ons lekker, Tannie Emma mag het 'n mooi dag wees, mag die Here vir jou seën, en saam met haar verjaar Cornelia, nou probeer kyk of ek vir Cornelia raak sien, Cornelia besom, en ook vir Hannetjie Ras, maar ek sien een van die twee raak nie, en dan ook klein Milanie Tempers. Daar is 'n hele paar van die wat in die week ook verjaar, mag dit 'n lekker dag wees, mag die Here jou seën, gee dat die jaar vol mooi dinge sal wees. Dan het ons 'n tamelike lysie van mense vir wie ons vra vir voorbeelde. Callie Riespieter is op ons lysie al lank. Callie is 'n groot karakter in ons gemeente. Bid asseblief vir hom, so ook Andre Huysal. Amelia Treunig, dat ons ook voor, nou daar met Tersia gesels. Dit gaan aan met Amelia, maar ons bly gaan bid. En dan ook klein Edwig Trieter, wat 'n operasie gehad het, en dan ook wil ek vra dat jy sal bid vir Swannie. Ons ken almal vir Swannie wat net hier aan die kerk bly. Swannie het ook gehoor oor sy kanker, en ek wil vra dat jy asseblief vir hom sal bid. Dan Patricia Lopscher en dan die Anna Colombo, is twee tannies in die ouer huis, bid asseblief vir hulle, ook vir hulle families. En dan wil ek vra dat die regtig sal bid, ons het 'n hele klomp mense aan die dood afgestap.
En ook in die week. In die week is dit dat ons vir Tannie Fransie ouens, oom John het ons Vrydag begrawe, dit is asseblief vir haar. Dan bid vir Andy Botha, Kobus Botha is 'n groot gees in ons gemeenskap. Hy is in die week aan die COVID oorlede, na 'n lang stryd teen dit. Bid asseblief, sy begrafnis is die begrafnis van Dinsdag. En dan Mekka Brits is ook, haar man is aan die COVID oorlede, en nou is sy ook oorlede. Bid asseblief vir daai familie, dis groot hartseer, wat nou net hier agter die kerk. En dan 'n naam wat nie daar staan nie, is oom Piet Botes. Dis Chris Beton se skoonpa, Lama se pa. Ons het hom gister ook begrawe. Dit asseblief ook vir hulle familie en ook asseblief van hulle. Kom ons maak die oor toe, dan bid ons sommer vir hierdie mense. Here, as ons vanmôre tot U nader, Here, dan is dit met swaar harte oor mense wat sterwe, Here. Mense vir wie ons al goed ken, en ook hulle wat siek is. En Here, ons bring elkeen van hierdie gesinne na U toe. Want ons weet, U is die Heer wat vir ons lief is en wat by ons is en ons dra ook as die dood oor ons pad kom. Ek bid asseblief, Here, dat U sal troos en dat hulle U nabyheid en U liefde sal ervaar. En ons bid vir hulle wat siek is, dat U asseblief genesing sal bring. Dankie dat ons op U kan steun. Want Here, ons weet dat U is die almagtige God, die Heer, die een vir wie niks onmoontlik is, maar ook die Here wat vir ons lief is. Ons weet dat uit U en deur U en tot U is alle dinge, en aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede word aan julle geskenk van God ons Vader, in die Here Jesus Christus ons Here, met die kragtige medewerking van sy Gees. Kom ons sing 'n loflied saam. Kom ons sing daar lied 509. 509 is 'n bekende ou lied, op berge en in dale en oral is by God. Ons sing net die eerste en die laaste vers, en die eerste en die vierde vers. Ook ek, as jy hier kom, dan voel jy, Here, U weet, ek verdien dit. Dis asof ons bewus raak
van ons eie tekortkominge. Dis by my so. Jy voel maar jy is onwaardig, net nou toe ek hier staan om op te klim op die preekstoel. Dan dink ek, Here, eintlik behoort ek nie hier te wees nie. En jy trek so al klein kopie. Ek dink dis hoekom ons baie keer lief is om agter die kerk te gaan sit. Omdat ons so klein kopie trek. Skaam voel om voor die Here te verskyn. Dit het baie te doen met hoe ons oor onsself dink, maar dit het ook baie te doen met skuldgevoelens. Want ons ken onsself nie waar. Jy weet dat jy eintlik goed aangevang het wat jy nie moes nie. En jy weet dat jy goed nie gedoen het wat jy moes gedoen het. Jy weet veral dat jy was veronderstel om in liefde te lewe daar buite. En jy het. Want dis al wat die Here eintlik van ons vra daar buite. Is dat ons hom moet lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand. En dat ons vir mekaar moet lief hê daar buite. Ons sukkel daar. Ons kry dit nie reg. Kom ons vra die Here. Kom ons draai na hom toe, dan vra ons hom om sy vrede en sy liefde deur ons te laat vloei. Dat ons tog as ons hier uitgaan, dit sal gaan doen. Kom ons doen dit met 'n lied wat ons sing, die 284, jy kan net so bly sit. Dan sing ons hierdie lied saam, al 3 verse. Jy weet, ek sê dis moeilik om hier op te klim partykeer en hier te staan, maar tog is dit 'n ongelooflike voorreg. Want ek het die voorreg om nou hier te staan en vir jou die boodskap van alle boodskappe te bring. En dit is dat die Here jou vergewe het.
Dat hy vir jou aan die kruis gesterf het. En dat hy vir jou betaal het. Vir elke keer dat jy liefdeloos was daar buite. Hy maak sy arms oop vir jou. Jy mag maar hier kom. Jy mag maar hier in sy teenwoordigheid sit. Jy mag maar hier heel voorkom sit. Want jou skuld is betaal. Die Here sê as ons na hom toe draai en ons bely ons sondes, is hy getrou en regverdig en vergewe hy ons sondes en reinig hy ons van alle ongeregtigheid. Al wat jy moet doen is glo dit tog net. Glo dit met jou hele hart. En ek wil jou vra dat jy sal staan en dan sê jy dit hardop in die woorde van die geloofsbelijdenis. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing lied 188, net die eerste vers. Dis 'n danklied waarmee ons die Here dankie sê. Kom dank nou almal God met hart en mond en hande. Ek weet ek het al weer uitgepreek, maar ek kon nie meer ou preek kry nie, so ek beloof jy dis nie 'n preek nie. Ja. Johannes 20, ons gaan lees vanaf vers 6 tot. As jou Bybel oop is, kom ons maak die oop toe en bid ons. Here, U het ons ingenooi en het U arms vir ons oopgemaak. En ons is hier in U teenwoordigheid. Here, dit laat ons sidder. Want ons weet U is die almagtige God. U is die heerser. Koning. Ja, Here, ons hoef maar net by die deur uit te kyk na die see en die blou lug. Ons hoef maar net na die mooiste blommetjies te kyk en die detail raak te sien.
te weet dat hy is 'n groot God. So daarom Here om hier in die teenwoordigheid te wees. Here maak ons dis verbuister. Ons wil voor U buig en U aanbid, my Here en my God. Here, kom en wys U self aan ons, die hande wat deurboor is. Kom wys U self aan ons. Kom openbaar U self as die Here vanmôre. Kom deur die woord, Here, wat ons glo as gereformeerdes, glo ons U praat met ons deur die skrif. Kom praat met ons, Here, dat ons die stem sal hoor. U is die Here. Aan U kom toe die eer in Jesus se naam. Amen. Johannes 20, 8 dae later, dis nou vers 26, 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle en hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. En daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen, maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat jy deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Ons lees dit tot. Nou, die woordjie glo, hoor julle 'n klompie in daai teks. Dit gaan hieroor om te glo of om nie te glo. Net so 'n bietjie agtergrond, as jy mens nog 'n bietjie terugblaai en nou die hele stuk lees, dan sê Thomas, hy sal nie glo as hy nie sy vinger in die gat kan druk in Jesus se hand waar die spyker is, of in sy hand en sy sy kan druk. Hy sal nie glo. Om te glo, lyk my is die moeilikste ding. Ons sukkel om te glo. En hoe meer ek om my kyk, hoe meer kom ek agter ons sukkel om te glo. Ek lees op een van hierdie groepies waarop ek is met die ander predikante, so een van 'n navorsing ding gedoen oor hoeveel mense raak agnosties, met ander woorde glo nie meer. Agnosties beteken jy weet nie. Ek sal maar sien en dan sal ek glo. Die persentasie raak al groter van mense wat eenvoudig op 'n punt kom en sê, ek glo nie meer in hierdie Here nie. Ek sal maar moet wag en kyk as ek daar kom. Dit raak al meer dat mense sukkel om te glo. Met die baie begrafnisse praat ons nou baie daaroor of ons glo. En dis elke keer my frustrasie ook, as jy hier op die preekstoel staan, jy preek, maar ek kan jou nie laat glo nie. Ek kan jou die boodskap bring, en kan vir jou sê dat Jesus is die Here, maar ek kan jou dit nie laat glo nie. Geloof is meer as net om iets te hoor, of 'n kennis wat jy kry. Om iets te glo beteken, dat jy daarby sal sweer, daarvoor sal sterf. Nou Johannes skryf stories, jy kan maar sê sy preke, in die hoop dat ons sal glo. Daarom sê hy daai teksgedeelte,
hier is nog baie ander wondertekens wat nie in die boek geskryf is, wat Jesus gesê, maar hierdie wondertekens is geskryf sodat julle kan glo. Hy vertel die stories met die hoop dat ons sal glo dat Jesus die Seun van God is. Want dis die kern van ons geloof. Dis om te probeer verduidelik al 4 hierdie evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, is getuienisse wat probeer verduidelik dat Jesus is die Messias. Jesus is die Seun van God, wat van die hemel af gekom. Jesus is die Heer van jou lewe. Hulle probeer dit oordra, maar tog raak hierdie persentasie al groter van mense wat sukkel om dit te glo. En veral in hierdie tyd waar ons nou lewe, is dit 'n moeilike tyd. Want as ons na die wêreld kyk en sien hoe mense doodgaan en hoeveel verskriklike goed gebeur, ons hoor al hierdie goed oor televisie en is twyfel aan die orde van die dag. Ons twyfel. Ek meen, as die wêreld so lyk, waar is hy? Hoekom gryp jy dan nie in? Jy ervaar dit ook in jou persoonlike lewe. As iemand na my en jy sterf of daar gebeur verskriklike goed met jou, waar is die Here? Die Seun van God. En ons begin later sinies raak. Kyk hoe lyk die wêreld. Kyk hoe lyk dit om ons. Waar is God? En nou is dit asof hierdie ongeloof soort van aangejaag word deur allerlei goed wat op ons afkom en in ons ore kom en deesdae eintlik in ons oë kom, want ons kyk graag video's deesdae. Ons lees nie meer. Ons is op YouTube. Ons probeer op ander maniere die kennis inkry. Ons glo allerlei goed. Want dit is ons op die internet of op die televisie. Hierdie pogings probeer eintlik net een ding doen. As jy mooi gaan kyk daarna op Facebook en al die media goed, dan sal jy sien dat hulle probeer jou oortuig van een ding, dat Jesus eintlik maar net 'n gewone mens was. Gaan kyk maar. As klomp programme daar. Die laaste tyd ek het nou so ene gesien nou hier in die week ook. Probeer ons oortuig dat Jesus 'n gewone mens is. En dit het al begin lank al terug. Dis al jare terug. Dit loop deur agter daai boek van die Da Vinci Code. Jy kan maar kyk tot die nuutste ding is om Jesus te teken as hierdie negatiewe persoon in die tyd waarin hy geleef het. Hulle skilder Jesus as 'n rebel wat teenoor die kerk was van sy tyd, teenoor die status quo van sy tyd, teenoor die regering. Hy het 'n klomp ons bymekaar gemaak. Hy het begin toi, soos ons dit ken. Jesus was beskou as 'n terroris of 'n kommunis, soos ons daaroor sou praat. Hy was 'n bietjie van 'n rebel. Daar word al meer oor Jesus gepraat as 'n opstandeling. En hulle sê, dis hoekom hy gekruisig is. Dis omdat hy hom teen die kerk en teen die regering verset het. Hy was rebels, Bybel sê self, hy was 'n wynsuiker in 'n vaart. En hy het met sondaars rondgehaal, robbers, die tollenaars, ouens wat mense ingedoen het. En dan sy een stuk wat hulle klaar dat hy nie sy hande was. Dis die prentjie van Jesus wat vir ons voorgehou is. Boonop het hy gaan kneel oor kan die draad by die Samaritane en die ouens wat nou nie die gewenste mense was. Hy was nie soort van ou wat jy by jou partytjie wou hê. Dis die prentjie. Maar die bedoeling is om jou te laat glo dat
Hy is nie die seun van God. Hy is maar net 'n gewone mens. En as jy dit so begin glo, veral in 'n tyd met COVID en al hierdie verskriklike goed, dan verdwyn hoop. Want hy is ons hoop in hierdie moeilike tyd. Hy was ons hoop. Dis wat die Bybel probeer doen. Hy probeer jou altyd laat twyfel, hy probeer jou bang maak, en hy probeer jou laat bekommerd wees, en dan probeer hy hoop, en geloof, en liefde vernietig. Hoe glo ons? Hoe kry ons dat ons weer glo in Christus? Wat moet ons maak teenoor hierdie goed? Want jy sien, dit wat hulle sê van Jesus is waar. Hy was so. Hy was 'n rebel. Hy was daarteen. Hy was aan die oorkant van die draad. Dis hoe hy was. En met reg. Jy sien, hy was 'n mens. Volledig mens. Hy moes mens word. Volledig mens. Maar mens wat jy kan volg. 'n voorbeeld wat jy kan volg. Dis waarom die massas agter hom aangeloop het. Want dis hoe jy leef in hierdie wêreld. Jy aanvaar nie maar net korrupsie en verkeerdheid en 'n kerke wat regeer. Jy staan op. Volg vir Jesus. As 'n voorbeeld. Maar om te glo in hom is anders as om te glo dat hy hel is. Want dis nie wat jy wil glo. Dit beteken niks vir my nou. Dit kan vir my hoogstens 'n voorbeeld wees hoe om te leef. Ek wil iets meer van hom glo. Daar is 'n verskil om te glo dat hy mens is en om te glo dat hy die seun van God is. Dit is die kern van ons geloof. Nou Thomas het gesê, hy sal dit eers glo en sy vingers in die gat druk. Maar dis mens vinger en mens hand. Dit laat hom glo. Tot skielik. Luister mooi. Tot skielik eendag dan staan hy voor jou en sê, nou maar toe, kom steek nou maar die vinger. Dan doen Thomas het nie. Hy steek nie sy vinger op die gat nie, want dis nie wat moet gaan nie. Wie voor hom staan, is die opgestane lewende Here. Kyk nou hoe lieflik. En dan weet hy. Jy weet. As hy hom aan jou openbaar, as jy met hom te doen kry, die opgestane Here, dan steek jy nie vingers in. Dan is hierdie Facebook storieetjies klein. Dan kon hy die grootste rebel wees, dit maak nie saak. Want hy is die opgestane Here wat voor jou staan. Daar staan en Thomas het gebuig en gesê, my Here en my God. Dan buig jy voor die Here. Jy sien,
Ek kan jou nie dit laat glo. Ek kan preek so hard as wat ek wil. Johannes skryf al hierdie stories in hierdie boek. Maar hy kan jou dit nie laat glo. Al wanneer jy dit glo, is as die lewende Here jou voor jou kom staan, om aan jou openbaar. En dis nie noodwendig fisies dat jy jou vinger in sy gaatjies kan steek en sy hande. Jy sal weet. Partykeer is dit met groot hartseer. Partykeer is dit met 'n mooi sonsopkoms. Jy weet, as die Here voor jou kom staan. Hy laat jou glo. Nie mense. Hy laat jou glo. Hy doen dit. Hy openbaar aan jou. Hy ontmoet jou. Jy sal weet. Al wat ek kan doen, sy kan bid. Dis al wat jy ook kan doen vir jy wat glo. Bid asseblief saam met my. Vir die mense van Sint-Helena en die mense van hierdie wêreld, dat die Here hom aan ons sal openbaar. Dat hy ons sal laat glo. Hierdie eerste Johannes sluit die Bybel af met Maranatha, is die woord. Kom Here, kom openbaar jouself aan ons. Kom ons bid saam. Here, ek weet dat vanmôre in hierdie kerk staan ons voor die lewende Here. Ek glo dit, want ek weet, U het Uself ook al aan my openbaar. Partykeer net met 'n akker wat in die water val. Here, ek bid vir elkeen in hierdie kerk, elkeen in hierdie dorp, elkeen in hierdie land van ons, in hierdie wêreld. Maranatha, kom Here, kom wys Uself. In hierdie stikkende wêreld, Here, met al sy baie probleme, smag ons na U. Kom Here, kom wys Uself aan ons, as die opgestaane Here. Help ons om te glo. Ja, Here, ons is soos daai ongelowige, daai tollenaar wat net sê, Here, wees my sondaar genadig. Kom my ongeloof te hulp, sê Paulus, Here. U hoor ons. Kom Here, kom en seën ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. U kan sal 'n kollekte opneem en dan kan u gee. Moes ek hier, excuse, dat by die Here, so vandag, is altyd kollekte. So kom ons dan sê ons 'n slotlied. 'n slotlied wat ek dink presies sê. Die bekende, die 514, ek weet verseker, Jesus is hier. Kom ons sing al twee vers.
Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Gees met ons wees en bly. Amen.